U is die onbeskryflike, onvergelykbare, enigste, ware, lewende God, Jahwe, ons Vader, in Jesus Christus ons Redder, deur die kragtige werking van die Heilige Gees. Ons aanbid U vanmôre vir al U goedheid en U liefde wat ons onverdiend van U ontvang. Ons dank U vir U versorgende hand wat oor ons is en wat vir ons dag vir dag veilig en voorspoedig laat stap, laat weet, ons het U by ons kan enige tyd met U praat en U luister en U verhoor ons. Dankie daarvoor, dankie dat ons in Jesus Christus die bose kan weerstaan, dat hy geen invloed hier sal uitoefen nie. En dankie Here Jesus dat U in en deur U Heilige Gees met ons elkeen wil praat. Ons loof U daarvoor in Jesus Christus se wonderlike naam. Amen. Gemeente, genade vir julle en vrede van God ons Vader en Jesus Christus ons Here deur die kragtige werking van sy Heilige Gees. Kom ons maak die Bybels maar weer oop by Matteus 5 en ons gaan vanmôre 'n bietjie kyk na vers 7 van Matteus 5, besig met die eerste deel van die bergpreek van Jesus Christus. Kom ons bid net saam. Here, dankie dat ons mag bely dat U Jesus die sin van ons bestaan is. Sonder U is ons niks nie en is daar niks vir ons in hierdie lewe nie. Dankie dat U ons dag vir dag vat, ons oë oopmaak om beter te sien, ons ore oopmaak om beter te hoor, om sensitief te word vir U stem en U voetspore, dat ons daarin kan stap, sodat ons meer en meer sal word soos U. Kom praat met ons weer vanmôre uit U woord, Here, en help ons om hierdie dinge wat U vir ons leer, prakties in ons lewens te laat grondvat en geen verskonings uit te haal om dit nie te doen nie. Ons bid dit in Jesus Christus se wonderlike naam. Amen. Nou Matteus 5, as jy nou nie altyd hier was nie, dan moet jy hom maar bietjie gaan lees van vers 3 af. Ons het nou al tot by vers 6 gedoen en ons gaan vanmôre ek net vers 7 lees van wat Jesus gesê het vir hierdie groot skare mense wat daar om hom sit. Het hy hoeveel keer gesê, geseënd, en dan sê hy in vers 7, geseënd is die wat barmhartig is, want aan hulle sal barmhartigheid bewys word. Aan hulle sal barmhartigheid bewys word. Nou, die godsdiens wat Jesus Christus raak geloop het toe hy hier op die aarde begin rondbeweeg het, aan die begin van sy bediening, was skynheilig. Dit het gelyk of hierdie ouens vreeslik vroom is, sodat hulle amper kon vrek daarvan. Dit was oppervlakkig, dit was uiterlik sigbaar en vol rituele, vol gebruike wat die ouens doen, tot vandag toe nog. As jy gaan kyk na die ortodokse Jode, dit is my altyd interessant as hulle op die nuus wys, dan wys hulle gewoonlik daai muur, die klaagmuur, waar mense met verstand gaan staan, vreeslik vroom aangetrek, lang lokke, swart hoedens en swart aangetrek, asof hulle in rou is die hele tyd. En dan het hulle nou 'n briefie wat hulle geskryf het vir die Here, en dan sit hulle hom nou daar aan die klippe. En dis dit, van Jesus wil hulle niks weet nie, hulle verwerp hom.
Weet nie wie van julle het al die voorreg gehad om bietjie met Jode te gesels. Jy weet, amper sê ek vars Jode, maar vroom ortodokse Jode. Hulle het byvoorbeeld in die Ou Testament het hulle Jesaja 53 net uitgegooi. Hy is nie deel van Jesaja nie. Jy kan maar gaan kyk in hulle Bybels. En gaan lees hom bietjie self weer. Dis asemrowend om te sien hoe Jesaja onder leiding van die Heilige Gees daar vir ons Jesus beskryf en wat hulle met hom gedoen het aan die kruis. Maar goed, die Joodse leiers het gedink, en hulle dink vandag nog so, dat hulle veilig op pad is en sou beslis deel wees van die koninkryk van God. En hulle is ook leiers sal wees onder die heerskappy van die Messias, die Christus wat sou kom, die gesalfde een wat vir ewig sal regeer. En is interessant ook, ek is op die oomblik besig in my stilte tyd met die kleiner profete, wat nou Jona en Micha en Amos en daai, ek is nou by Haggai, het ek nou klaargemaak vir môre en ek gaan môreoggend begin met Sagaria. Maar interessant om te sien hoeveel hulle van Jesus praat. Baie duidelik wys na hom toe. En tog sê, as ek onthou Jesus toe hy op die pad met die Emmausgangers gestap is en vir hulle gesê het julle nie gelees en raak gesien nie. Nou, die Gees van God moet jou oë oopmaak daarvoor. Jy moet reg wees, jy wil graag weet. En as ons nou die einde van die jaar nog leef en die wederkoms nie plaasgevind het nie en ek nog nie weggejaag is nie, gaan ons die begin van volgende jaar, gaan ek julle almal op 'n mooi manier uitdaag, challenge, om die Bybel volgende jaar deur te lees. Van Genesis 1 vers 1 tot by Openbaring 22 se laaste vers. En dit gaan jou 15 minute 'n dag, ek lees stadig, 15 minute 'n dag kos, wat jy op sy moet sit, om met aandag daai gedeeltes te lees. Ek gaan vir julle die leesrooster gee. So ek sien uit daarna, en ek weet net nou, ek is nou al so 8 keer deur die Bybel, dis eintlik 'n skande, maar okay. Die Here het my daarom vergewe daarvoor dat ek so treurig is. En dan elke keer wat ek 'n gedeelte lees wat ek verlede jaar gelees het, dan sien ek iets nuuts raak. En dan dink ek myself, hoekom? En dan besef ek, want ek is nou gereed om dit te hanteer. En daarom breek die Gees van die Here dit dan vir jou oop, op my jeugdige ouderdom. Nou Matteus 23 vers 27, daar sê Jesus vir hierdie Fariseërs en Sadduseërs, dis die groot geloofsgroepe wat daar was. En die Sadduseërs het nie geglo in die opstanding nie, maar die res was hulle baie naby aan die Fariseërs. Hy sê vir hulle, dit is hom lekker, julle is soos wit geverfde grafte, wat van buite baie mooi lyk, maar daar binne vol doodsbene en allerhande onsuiverheid. Hy sê dit vir ouens wat toegewy kerk toe gegaan het, tempel toe gegaan het. Hulle het selfs bedags buitekant geloop en daar op die sypaadjies geloop en dan bid hulle en hulle toe oor, dan loop hulle, ek weet nie of waar lamppale in daai tyd was, maar dan loop hulle in iets vas, dan bloei dit soos hulle koppe gestamp het. En dit was nie van op 'n selfoon kyk nie. Dit was van loop en bid met toe oë. Matteus 3 vers 7 en 8 sê Johannes die doper vir hierdie selfde Fariseërs en Sadduseërs, toe hulle gekom het om ook gedoop te word deur hom, dan sê hy vir hulle, julle slange, wie het julle wys gemaak dat julle die dreigende toorn van God kan ontvlug? Dra liewer vrugte wat bewys dat julle bekeer is. Dis 'n ding wat oor en oor in die hele Bybel gesê word vir die mense. Ou Testamenties, Nuwe Testamenties, en ons is nou in Handelinge 29. Die Bybel het gestop by Handelinge 28.
Ons leef nou in Handelinge 29. Ons handelinge, ons optrede, hoe ons daar na buitekant toe lyk en is, wat ons sê, waarna ons kyk, moet wys dat Jesus in my is. Ek moet sy vrug dra, waarvan Galasiërs 5:22-23 praat. Ons het verlede week gekyk na vers 6 van Matteus 5 en vanmôre kyk ons nou 'n bietjie meer duidelik na vers 7. Ek gaan nog ietsie sê oor vers 6. Om 'n kind van die koning van alle konings te wees, want dis wie Jesus is. Hy is die Here oor die heersers. Hy is die koning van die konings. Hy is die minister van die ministers. Hy is die president van presidente. Almal moet voor hom buig. Daar's 'n mooi liedjie wat ons weer sal sing 'n slag, wat sê hy is die Here en elke knie sal buig en elke mond sal bely, Jesus is die Here. Jesaja 45 onder andere, Filippense 2 sê hy dit ook baie duidelik. Nou, een van die goed wat die koningskind moet gee of doen is juist barmhartigheid. Dis 'n bepaalde soort karakter wat jy moet besit. En as ons nou kyk na hierdie karakter, het die Here vir ons nou van vers 3 af al 'n klompie van die goede gegee wat daar moet wees, wat julle wat nou van die begin af hier was, een van volkome afhanklikheid van God, arm van gees, sê die ou vertaling. En iemand wat treur oor sy of haar sondes en dit bely aan die Here. Die gees van God sal jou sê. En iemand wat honger en dors na alles wat reg is, dis wat ons verlede week 'n bietjie na gekyk het. Jy kan nie onreg verdra nie, wat in ons land 'n groot uitdaging is om al die onreg te sien wat gebeur aan alle mense in ons land. En dan sê hy ook verder, en ons het nog eens by die barmhartigheid, en hy sê verder, ons moet 'n rein hart hê en ons moet vredemakers wees. Ons sal nog by hulle uitkom. Die Griekse woord, dikaiosuna, dis die woord vir geregtigheid, beteken om reg te wees met God, om reg te wees voor God, en jy kan net reg wees voor God, as jy kies vir Jesus wat alles vir jou reg gemaak het, by God. En dan van daar af, die pad met hom te stap. Dis die enigste plek waar jy onvergelykbare vreugde in jou lewe kan kry. Vreugde wat nie van jou weggevat kan word nie. Deur niks kan dit weggevat word nie, want daai vreugde woon hier in jou binnekant, Jesus, deur sy gees. En daarom kan Paulus sê, wees let op, in alle omstandighede dankbaar, nie oor nie. Dis nie nice as jy COVID gekry het nie. Dis nie lekker as 'n kind van jou in 'n ongeluk erg seer kry of self sterf nie. Dis 'n onmoontlike ding vir 'n ouer. Maar jy moet weet, in daai situasie is die Here altyd by jou. Hy los jou nooit nie. Hy beloof dit in sy woord oor en oor. So dis alwaar jy vreugde gaan kry wat nie van jou weggevat kan word nie. As jou vreugde lê in motorkarre en in mooi grand rokke en in 'n lekker gebouwtokste vel en wat nog? Ek het slegte nuus vir jou. It's not gonna last. As jy by ons kom, papie, en dan begin die botox op te hang. En dan lyk jy soos 'n vreeslike snaakse ding. So 'n botox maar is alright, as jy bang is vir die ding om oud te word. Ek het nou al 'n kalkoenkeeltjie, ek het nooit gedink ek sal so ene kry nie, maar ek het hom. So I live with it. Ek het baie krake, en ek sien vanmôre op die spieël al die vlekke wat hier op my gesig sit. Nou weet ek nie of dit my voorgeslagte is wat nou besig is om deur te kom hier op my vel nie.
Want ek weet van my voorgeslagte het ook maar 'n bietjie rondgeloop daar in die Kaap. Maar, maak vrede daarmee. Hierdie onvergelykbare vreugde dui op twee dinge: redding en geestelike groei. Jy is gered deurdat die Gees van God jou gelei het om Jesus se hand te vat wat hy na jou toe uitgesteek het. As jy nie seker is daaroor nie, dan gaan jy nou vanmôre bid en sê, Here, ek vat nou u hand, kom woon in my hart asseblief. Ek bely al my sondes, en as jy by die huis kom waar niemand jou kan hoor nie, dan gaan jy eenkant en jy gaan sê vir hom, ek is jammer ek het daar gelieg, ek is jammer ek het daar gesteel, ek is jammer ek het so lelik gepraat en wat nog. Maar dan weet jy is gered. Twee dinge, en die tweede ding is, as jy gered is, kan jy nie bly soos jy is nie. Jy kan nooit sê, sorry, dis nou maar soos ek is nie. Jy kan sê, dis soos ek was. Maar Jesus bly in my. En hy is besig om my te verander. Very slowly, nie so dat jy dit sal sien nie, nee. Baie keer. Party ouens is dadelik radikaal, want hulle was so onhaglik, dat as hulle net bietjie stadiger asemhaal, dan sien jy hy is anders. Maar jy kan sien in hoe hulle praat, en waar hulle betrokke is, en hoe hulle optree, daar is besig om 'n ander verandering plaas te vind in hulle lewens. En dis een van die wonderlikste goed wat ek altyd elke keer in my lewe beleef het. Nie omdat ek 'n predikant is nie, asseblief vergeet dit. Baie mense wat ek die voorreg gehad het om na die Here toe te lei, het nie eers geweet ek is 'n predikant nie. Hulle het net geweet ek is 'n kind van God. En goed, ek het 'n bietjie opleiding in die Bybel. Maar jy ook. As jy hom lees, gaan jy hoor, die Gees gaan jou leer. En as jy vir 'n ou bid, veral as hy 'n ateïs was, en hy is nou so in 'n hoek, dat hy nie meer weet ver waar jy nie. En hy sê vir jou, kom bid saam met my. En jy bid saam met hom. Jy het glad nie beplan om daai dag by hom te wees nie. Maar die Here het beskik dat jy by hom is. En jy bid. En hy nooi die Here Jesus in sy hart in. En hy maak sy oë oop, dan sien jy, die ligte het aangekom. In sy oë sien jy 'n verandering. So, dis 'n heerlike ervaring. Moenie bang wees nie, man, as hulle jou skel en dink jy's dit of dat. Hulle het vir Jesus ook het gesê. Hy's 'n soutplap. Hy gaan met die, amper sê ek nou lelike woord, prostituie om. En daai goed. So wie sê ek om bang te wees vir wat hulle vir my gaan sê? Ek sien die bulle het gisterand 'n groter pak as die stolmers gekry. So, ek skuis daaroor, sorry. Maar hou aan om toe te laat dat die Gees jou geestelik laat groei. Iemand wat honger en dors na wat reg is, wat ons verlede week van gepraat het, is voor God, hy is reg voor God, hy smag, sy smag na verlossing, en hulle sien hulle eie sondes, hulle eie rebellie, dat hulle hulself van die Heilige Gees vervreem het, hulle sien dit raak, hulle bely dit, en hulle draai, en begin hom toe te laat, om oor te vat, en jou te vorm, sodat jy word wat God vir jou bedoel het, en moet jou nooit met iemand anders vergelyk nie, want jy is nie iemand anders nie, jy is Piet, Jan, Susan, Annette, of wie ook al. God het jou uniek gemaak, nie eers jou oorafdrukke is dieselfde as enige iemand anders, en ek praat van die binnekant van jou oor. Ek het nie meer vingerafdrukke nie, want ek het te veel met skuurgoed gewerk. So as ek nou my vinger neersit, is daar so blob, en dit is 'n bietjie moeilik om my dan te kry, jy weet, as ek nou 'n oog gevat het en hom gewurg het. Maar ek het baie troues gehad van ouens wat in die konstruksiebedryf is, hulle glad nie 'n duim afdruk nie, glad nie. Nou moet jy elke keer by binnelandse sake verduidelik. Dan sê hulle, this is a blob, dan sê ek, yes, but that's his blob. It's different to my blob. So,
Jy raak gebroke, afhanklik volkome van God. Jy treur oor jou sonde. Jy raak 'n sagmoedige mens, wat nog altyd ferm optree en bevele gee, maar jy gee dit met die hart van Jesus in jou binnekant. En jy smag daarna om weer met God versoen te word. Dis hoekom Jesus op die kruis gehang het. Hy kom bring jou weer terug. Die woord wat hy gebruik vir versoen beteken, dis eintlik so 'n klapsoen wat plaasvind, wanneer jy Jesus aanneem en terug is by God, dat hy met jou verder stap. Hulle soek vergifnis en geregtigheid, wat slegs in redding lê. Dis 'n begeerte om vry te wees van die eie ek by sulke mense, om jou eie ek dood te kry, sodat jy dan ook 'n barmhartige mens kan word. Om 'n Christusgelowige te wees, gebeur daar iets in die middelpunt van jou menswees, jou karakter. En daarvandaan vloei dit uit na elke ding wat jy in jou lewe doen en sê en nie doen nie en nie sê nie. Raak dit. Want jy sê dit nou met Jesus hier in jou binnekant, wat in elk geval alles weet, alles hoor, vooruit weet en agtertoe. God het nooit belang gestel in net die bloed van bulle en bokke nie. Gaan lees maar 'n bietjie in Micha 6. Hy was nog nooit te vind vir oppervlakkige geestelike aktiwiteite nie. Ons gaan gou net kerk toe en dan daarna gaan ons lekker braai en ons gaan verskriklik lekker kaselagers en wat is die ander ene nou, double malt gaan ons vat. Dis okay as jy bier drink hoor, maar jy moet nie verdrink daarin nie. Dis 'n groot verskil. God was nog nooit te vind vir hierdie oppervlakkige goed nie. Tensy jou en my hart bedoeling opreg was en is. Daarom het Jesus Christus die skynheilige so verpletterend aangespreek. Die eerste 4 seënbedes fokus duidelik op innerlike verandering, innerlike beginsels, en praat met jou oor hoe ons onsself voor God sien. Die 5de ene, barmhartigheid, het ook 'n bietjie van 'n binnekant fokus, 'n sagtheid ook hier by jou binne, maar dit begin ook uit te beweeg na buite en raak ander mense aan. Dis wanneer jy raak sien, hierdie ou is regtig honger, maar ek gaan hom nie R20 gee nie, want ek weet nie wat hy daarmee gaan maak nie. Ek gaan maar binne in die winkel en ek koop 'n brood en 'n bottel melk en ek gee dit vir hom en ek sê, hier's dit. Vat dit, eet dit. In die stad daar, Rodepoort, het daar by elke verkeerslig wat gewerk het daai tyd nog, het daar altyd bedelaars gestaan. En ek is later aan moedeloos, want ek het nooit kontant by my nie, want ek wil nou nie hê ou my op my kop slaan, is nou nog so. En my cash vat nie. Ek kan my kaarte vat, want hy sal nie die pin kan uitwerk nie. Maar toe het ek begin, ek het dit verlang gedoen, dan koop ek 'n hele boks chips, Samba chips, met 'n teksversie en dan stypel ek hom vas aan daai boksie, aan daai pakkie. En as ek so stop by die verkeerslig, en hy kom staan daar, dan gee ek vir hom dit. So hy kry kos vir sy maag en vir sy gees. En dis nie al manier wat jy vir mense kan barmhartigheid bewys nie. Jy kan net by iemand gaan sit wat vir jou baie hartseer of aflyk en vra, waarmee kan ek jou help? Wees net oop wanneer die Here vir jou wys om sulke dinge te doen. Hierdie 5de ene is die ene wat dit na vore bring. Wanneer jy die vrug van die gees beginne dra, en wat deel is hierdie eerste 4, wanneer jy daai goed te beginne kry, dan sal jy barmhartigheid na vore laat kom. En barmhartigheid beteken 'n liefdevolle omgee vir mense. Liefdevolle omgee.
En dis Jesus se liefde, dis nie daai soppie vry liefde nie, jy weet, daai ene nie, of liefde vir my familie nie, of wat nie. Dis die liefde wat sê, ek gaan kyk bo oor al die gemors van hierdie ou of vrou, en ek gaan die persoon probeer bereik met die liefde van die Here, die evangelie van Jesus Christus. En dit sal 'n gevolg hê. Ek maak klaar. Wanneer ons arm van gees is, met ander woorde volkome afhanklik van God, sal ons besef, ons is ook bedelaars, en sal ons na ander bedelaars uitreik, wat nog nie gekom het waar jy en ek is, wanneer ons gekies het vir Jesus nie. Want dis 'n opdrag, maak disippels van alle bedelaars, van alle nasies, maak disippels, dit geld vir elkeen wat gekies het vir Jesus. Uitreik, barmhartig wees, liefdevol omgee. Wanneer ons treur oor ons sondes waarvan vers 4 praat, sal ons harte rein laat was deur die trane oor die hartseer wat ons by die Heilige Gees gebring het. En sal ons rein van hart word, ons gaan daarna kyk vorentoe ook, wat dit alles beteken. En wanneer ons sagmoedig is, sal ons vredemakers gemaak word. Van sagmoedigheid maak vrede met mekaar, met ander. En partykeer met die feit dat jy dalk een of ander gebrek het. Jy maak vrede daarmee en jy stap daarmee en jy wys hoe God jou dra deur dit alles, want wanneer jy ook honger en dors na wat reg is, sal jy bereid wees om vir regverdigheid vervolg te word. Daar's baie mense in die wêreld wat streef daarna om dinge te kry dat dit reg is voor God. Nie net reg is vir mense nie, maar reg is voor God. Wat hulle lewens verloor, wat vervolg word, wat toegesluit word in die snaakste plekke. Wat is jy bereid om op te offer in jou karakter, om 'n liefdevolle omgee vir die mense wat om jou is, jou naaste? Wat is nodig om dit te kan doen? Gaan praat met die Here. Ek weet nie wie en wat almal is en hoe hulle optree nie. Ken so hier en daar nou al ouens en vrouens. My vroukie ken ek heel beste. En dan ken ek my kinders ook redelik goed. Daar is 6 van hulle. Dis hoekom ons 2 so grys is. Knieë het eelte van bid. Kyk, dis nou 'n groep wat jou nederig hou. Maar die Here gee vir jou daar ook die krag om deur dit alles te kom. Om 'n predikant se kind te wees is nogal 'n slegte ding in 'n sekere sin. Ek het dit nooit self beleef nie, ons kinders het. Dis want ons kinders moet mos nou almal baie heilig en grand wees, jy weet. Maar jou kinders kan maar dagga rook en hulle kan drink en hulle kan die kar afskryf en so aan. Net nie die dominee se kind nie. En dis regtig, hulle het partykeer swaar gekry as gevolg daarvan. So reik uit met liefde na hulle ook, asseblief die dominee se kinders. Volgende Sondag as ons gespaar bly, gaan ons bietjie kyk na net die praktiese waarde van barmhartigheid. Ek wil dit graag met julle deel. Laat 'n ou idees kry vanuit die woord uit, hoe jy as barmhartige mens, want almal moet dit hê. Party het dit net baie meer, dis mense wat die gawe gekry het. Ons kry partykeer net die opdrag en dan moet ons dit doen. My vroukie is, sy is welfare uitderend, dit is iets verskrikliks. En dis hoekom sy maatskaplike werker geword het.
dis terrible man, ek sê vir julle sê party daaraan, en dink ek, liewe aarde, hoe kan nou so wees, dan besef ek, maar dis die gawe wat die Here vir haar gegee het. En dit het my baie geleer langs die pad. So, maak oop vir die Gees van God. Volgende keer praktiese wenke daaroor. Amen. Here, dankie vir hierdie dag en dat dit 'n klein bietjie warmer is en dat die somer op pad is. Dankie daarvoor, ons loof U daarvoor. Dankie vir die reën. Al verstaan ons nie altyd hoekom dit kom nie en baie kere ook nie hoekom dit nie kom nie. Maar ons wil vanmôre U dank vir U goedheid en U liefde wat onverdiend oor ons uitgestort word. Al sien ons dit nie eers raak baie keer nie. Dankie dat U die God is wat omgee vir U kinders, maar ook vir hulle wat U nog nie ken nie. Dat U in die woord sê U wil hê almal moet gered word. En dat U vir elkeen van ons wat hier sit vanmôre wil gebruik om uit te reik na hulle toe, ook hier waar U ons geplaas het. Nie net in die gemeente van U nie, maar in hierdie dorp. Gebruik ons, Here, ek bid dat U ons sal help om te bid, Here, hier is ek, soos Jesaja. Stuur my, gebruik my. Ons bid vir ons land, Here, dat U met ons sal beweeg in hierdie maande wat voorlê na die verkiesing toe, en dat daar geregtigheid sal geskied. Ons bid vir U kerk, dat U vir ons sal help om aan die woord te bly vasklou in die krag van U Gees en die aanslag op die kerk van binne die kerk en van buite die kerk te deurstaan en te weerstaan. Want U hou U kerk self in stand en ons loof U daarvoor. Bid vir siek mense vanmôre, mense wat baie pyn het, mense wat baie eensaam is, mense wat sukkel met depressie, wat voel U het hulle gelos, wil U iemand van ons gebruik om vir hulle U teenwoordigheid te laat beleef, omdat ons barmhartig is, omdat ons weet dat ons volkome afhanklik van U is. Dankie Here vir 'n goeie seisoen tot hier toe. Ons bid dat U vir ons boere sal seën in dit wat nog gedoen moet word, ook die besighede en ook vir ons as individue. En baie dankie dat ons mag bid vir onderwysers en dosente en vir leerders en studente, en dat hulle almal ook sal ontdek wie U is en wat U van ons vra, en dat U vir ons toerus deur die Heilige Gees om dit te doen, sodat mense se lewens sal verander en ons 'n land sal word wat omgee vir mekaar en nie sommer net links en regs doodskiet en wat ook al aanvang nie. Ons bid vir die gemeente dat U hier kragtig sal kom werk deur elkeen van ons, sodat U koninkryk kragtig kan kom en die dorp sal agterkom. Hier is iets aan die gang. Die lewende God werk. Ons prys U daarvoor, ons dank U daarvoor in Jesus Christus se wonderlike naam. Amen. Dit is die koning van die konings en die liefde van God ons Vader, ons Skepper, en die teenwoordigheid van die Heilige Gees, ons leidsman en bekragtiger, bly met julle elkeen. Amen.